Prys die Here, ek wil vanmôre, ek wil net vandag die troon van die Here nader vir myself. Hemelse Vader, ek kom vanmôre, sal U vir my lippe aanraak, sodat ek net sal spreek wat die Gees van God sê. Mag ek niks byvoeg nie, en mag ek nie my eie opinie lig nie. Sal U Heilige Gees nou in my en deur my spreek, en mag U woord ook in elkeen se hart ontvanklik wees. Mag dit iets loslaat, mag dit iets lewendigs maak, mag dit vanmôre kom en ons verander, sodat ons kan geaktiveer word vir dit wat God vir ons lewe wil hê. Ons gee vanmôre alles in die hand van die Here. Kom seën ons nou deur die woord en deur die Gees, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Efesiërs 6 vanaf vers 10. Ek dink ek het al soveel kere oor hierdie gedeelte bedien. Maar as die Gees van die Here vir jou sê om oor iets te praat, dan sê jy ja, Here. En jy los die res in sy hande. Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10 sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebede en smekinge by elke geleentheid bid in die Gees, en juig daartoe waak met volharding en smeking vir al die heiliges. Romeine gaan ons nou by kom, en dan gaan ons ook, ek gaan gou daar uit Jakobus uitlees, Jakobus 4 vanaf vers 5, sê vir ons, James, hoofstuk 4, vanaf vers 5 tot 10, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Ek wil hê met die woordjie dubbelhartigheid ook, dit moet net by jou vasland. So hy praat nie, reinig die harte ook, weet julle, praat van 'n ou wat sy hart op 2 plekke is. Weerklaag, treur en ween, laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Ons is in 'n tydperk waarin die kerk so gefokus is op die demoniese riekelm. Dat oral, en ek het niks teen iemand wat die goed sê nie, my fokus is in my hart is, ek wil jy met dit hoor vanmôre. Daar is soveel klasse en lesings en lerings oor al die demoniese magte wat aangaan. En daar is die Jezebel gees en die Leviathan gees en al hierdie geeste het nou sommer name ook gekry, weet, so ergens deur die woord van die Here. Maar die waarheid is dat die woord van die Here sê dat ons het 'n worstelstryd teen die bose magte, die owerhede en al die goed. Maar God se woord is nêrens gefokus op die bose magte nie. God se woord is nêrens gefokus op Jezebel nie.
God se woord is nêrens gefokus op wat se gees daar ook al mag wees nie. Maar hy sê vir ons, dat ons moet kragtig word in die Here, want ons het 'n worstelstryd. So dit is so, die vyand like my nie, ek weet nie, wat is elke gees se naam wat nou al my kom plaai het nie, weet, so ek karring nie te veel by hulle nie, weet. My saak is met God, maar in ons lewe het ons so duiwelbewus geraak, dat elke ding wat verkeerd gaan in my lewe, hoe ergens moet daar 'n deur oop wees. Ek weet nie van jou, het jy al deure gaan soek wat oop is, omdat goed verkeerd loop in jou lewe? Ergens moet daar iets oop wees, ergens moes ek die duiwel toegang gegee het. Here, wys vir my waar die duiwel ingekom, Here, wys vir my waar is daar 'n deur oop in my lewe, en ons is so gefokus op wat die vyand doen, terwyl die woord van die Here vir ons een ding sê is, dat ek moet my onderwerp aan God, dat ek moet my soek na die Here, ek moet die Here soek, en as ek God soek, sal die vyand in elk geval vlug. As hy ergens ingekom het, hoe meer van God in my lewe inkom, hoe meer sal die vyand uit, hoe meer ek my onderwerp aan die Here, hoe meer sal die vyand pad gee in my lewe. As ek my onderwerp het, sal oop deure toe gaan. Want in my hart is, Here, deursoek my hart en kyk of daar iets is. Here, skep in my 'n rein hart, skep in my 'n gewillige gees, skep in my 'n standvastige gees. Help my, Here. So ek sê nie dit hierdie goeders is daar. Ja, maar ons moet ook weet hoe die vyand werk. Ja, ek moet seker my vyand ken. Maar daar's net een manier hoe ek die vyand kan ken, en dit is om die vyand se vyand te ken. En wie is dit? Die Heilige Gees van God. Daar is net een gees op wie ek en jy moet fokus in my lewe, en dit is die Heilige Gees van God. As die kerk maar so bewus geraak het van die Gees van God, as wat hulle bewus is van Jezebel en Leviathan en wie ook al hierdie ander geeste is, en ons loop rond en ons soek hierdie gees en ek soek daardie gees, maar ons soek die belangrikste gees nie. As ons maar die onderskeiding gehad het om te verstaan hoe die Gees van God gewerk het, het ek nie nodig gehad om oor Jezebel te worry nie, want my fokus is op die krag van God en die Heilige Gees van God, en wanneer ek deur die Gees van God gelei word, sal hierdie Gees 'n pad gee, wat ook al hom of haar, as moes dan nie eintlik geslag nie, whatever their name is. Maar die kerk probeer gees te onderskei, maar hulle kan nie eers die Heilige Gees van God onderskei nie. Die kerk probeer die duiwel onderskei en hierdie ding. Ek wil vanmôre vir jou, ja, die duiwel is oral, maar ek het die Gees van God wat in my is, en hy sê, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Ek gee aan julle die mag. En nou praat die Here vir ons hier in Efesiërs oor die wapenrusting. Wat is die fokus vir dit? Word kragtig in die Here. Sorg dat jou lewe reg is. Hoe sorg ek dat my lewe reg is? Die wapenrusting. Ek het eendag vir iemand net aan sien eendag met posweer, ek trek elke oggend my wapenrusting aan. Vra vir my, hoekom het jy my uitgetrek? Dit is 'n geestelike wapenrusting. Dis nie 'n ding wat jy moet uittrek en aantrek en jy beklee jou met Jesus Christus en jy sorg dat jy beklee bly. Jy sorg dat jy die wapen, al wat ek doen is ek kyk net dat alles nog intact is. Die helm is nog op. Hoekom kan ek dit nie uittrek nie? So kom ons kyk net vanaand. Hy praat daarso van ek met my lende nou omgord het met die waarheid. Die waarheid is nie iets wat ek moet aantrek en uittrek nie. Is iets waarin ek moet leef. Ek leef of in die waarheid of ek leef nie in waarheid nie. So waarheid is iets waarmee ek my beklee geestelik en ek sorg dat die waarheid reg is. Sorg dat dit intact is. Hoor vanmôre groot wat ek vir u wil sê net vandag. Die borswapen van geregtigheid, is geregtigheid iets wat ek aan en af kan hê? Nee, ek moet in geregtigheid wandel of nie. So ek kyk, wat doen geregtigheid? Dit beskerm the vital organs, die borswapen. Geregtigheid beskerm vital organs, so when I walk in righteousness, my hart word beskerm, my vital organs word beskerm. Gaan net so vinnig dit net noem. Hierdie ding sukkel baie ouens, party ouens loop kaalvoet. Die skoene aan julle voete, bereidheid vir die evangelie. Is jy bereid vir die evangelie? Is jy bereid om vir iemand te vertel van Jesus? Party ouens, die hele wapenrusting is reg, maar hulle loop net op 'n klippie trap.
Iemand weet nie van my hou nie. Maar wanneer jou hart is die koninkryk dat siele moet inkom, gee jy nie om wat voor jou is nie, sê Here, my hart is dat siele moet inkom. My hart is dit. So ek noem dit vanmôre dat die voorbereiding is dat my lewe moet reg wees met God. En dan kan ek die vyand. Hy sê onderwerp jou aan God. So my hart is heel eerste, sê Here, ek moet my onderwerp aan die Here. Ek moet gehoorsaam wees. Dan kan ek vir die vyand weerstaan en hy sal wegvlug. Maar die woord van Here sê nie, gaan soek die duiwel sodat jy hom, hy loop rond soos 'n blinde leeu, maar hom moet ek weerstaan. Hoe weerstaan ek hom? Deurdat my verhouding met God in orde is. As ek my onderwerp aan God, moet die vyand luister. Ek wil vanmôre vir jou sê, maar die kerk is so duiwel behep geraak. Moet ons dan nie duiwels uitdryf nie? Ja, maar my hart is nie om duiwels uit te dryf nie. My hart is om die siel by Jesus uit te kry. My hart is om mense by Jesus. En as die vyand in die proses moet uitgaan, dan sal hy uitgaan. Maar ek loop nie rond om duiwels uit te dryf nie. Ons loop rond om siele by Jesus uit te kry. That is the focus. Die kerk het dit verloor. Ons het duiwelbesweders geraak. Ons het demonhunters geword. In steede daarvan om God chasers te wees. En ek moet agter Jesus aanloop. En as die duiwel op my pad kom, dan sal hy wegvlug, want hy het my autoriteit gegee oor die vyand. En wanneer my verhouding, hoor ek vanmôre, ek sê nie die duiwel is nie daar nie. Ek sê nie Jezebel is nie daar nie. Ek sê nie al hierdie geeste is nie daar nie. Maar ons is baie keer, elke keer, wanneer iets verkeerd loop, waar is die duiwel nou? Ek wil vir jou sê, waar is die gees van God op daardie oomblik? Wanneer die storm kom, het jy die gees van die Here in jou. En as jy kragtig deur die gees van die Here, because if you walk in the righteousness of God, under the anointing, as die duiwel by ongeluk ingekom het, sal hy baie vinnig pad gee. When you walk under the anointing of the Holy Spirit, is die vyand aan hulle op so 'n verkeerde kamer. Hy moet pad gee, hy sal wegvlug. Hoekom? Because you are walking with the King of Kings and you are walking with the Lord of Lords. Jesus kom met hierdie ou wat duiwelbesetene is. Hy het nie eens met hom eers begin praat nie. Hulle val vir my, Here, wat het u, hoekom is u nou hier? Het u gekom om ons voor die tyd te straf? Wat het ons met u te doen? Jesus het nie gekom om hulle te soek nie. Jesus het gekom vir die siel. En ons vergeet dit. It's not about casting out devils. Ja, dit kan gebeur en dit gebeur. Maar dit is om die siel by Jesus uit te kry. That is the focus. Het ek met die vyand te doen, ek het met hom te doen. Maar hy is nie my fokus nie. Hoekom nie? Want as ek deur die gees van God gelei word, sal die gees van God my ook openbaar en met my praat. Sê, luister, jy is nou besig om 'n deur oop te maak wat nie moet oop wees nie. Wees baie versigtig, want die duiwel gaan hierdie. When you are led by the Holy Spirit, beteken dit dat ek altyd alles weet? Nee, want daar sekere goed wat die gees van God nie vir my sê nie. En as hy vir my niks sê nie, then I'm just walking with him. Ek wil vanmôre vir jou sê, die kerk moet meer behep raak met die Heilige Gees van God as met die koninkryk van duisternis. We must be seekers of the Holy Spirit. En die woord van Here sê dat die Heilige Gees in ons begeer met jaloersheid. En jy praat baie keer meer oor die duiwel en alles wat die duiwel doen. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, wat doen die Gees van God? Hy is groter as die vyand. We need more of the Holy Spirit. Ek soek onderskeiding. Pastoor, ek wil bid, ek soek onderskeiding. Hierdie gees te onderskei. Jy kan nie eers die Heilige Gees onderskei nie, maar jy wil die geeste van die duiwel onderskei. Jy hoor nie eers die stem van die Heilige Gees nie. Jou gebed moet wees, Here, help my om u Gees te leer ken. Help my om die stem van die Heilige Gees te leer ken. Help my om deur die Gees van God. Is die vyand daar? I don't care if he's there. As hy daar kom en die Gees van God is saam met my, sal hy wegvlug, want duisternis moet vir die lig wegvlug. Daar's nie, ek wil dit vandag, en ek het dit al baie gesê, die duiwel is nie God se equal nie. He's a created being. Daar's niemand met wie ons God kan vergelyk nie. He's God. So in die geestesrealm is die vyand nie gelyk aan God nie. Dit is nie ewe sterk nie. Die vyand het krag, my God het mag.
Hy is die God van die heelal. So moet nooit die fout maak om te dink dat ons sit met twee gelyke kragte te doen nie. Ja, hy is, die vyand kan jou verslind. Hy kan jou verniel. But when you walk under the anointing of the Holy Spirit, sê die woord van die Here, julle sal slange opneem en julle sal iets dodeliks drink en dit sal jou nie. Maar sien nou maar net iemand het ergens 'n moetie daar van die toordokters en die chocolossies en die goeders gemaak. Is hulle dan groter as die God wat jy aanbid? When you walk in righteousness, geen evil kan naby jou kom nie. Maar dit is wanneer jou hart nie reg is nie. Sê ek nie, daar is krag, die duiwel het krag, hy kan verslind, hy kan vloeke doen, hy kan al hierdie goed doen, want daai goed kan nie oor jou kom wanneer jy in gehoorsaamheid loop nie. En ons, ek weet nie van jou nie, God het my nie halfpad gered nie. Woord van die Here sê, as die Seun van God jou vry maak, sal jy waarlik vry wees. Daar's geen bloedlyn vloed wat kan oorkom nie, want hoekom nie, ek het nuwe bloedlyn. Weet nie van jou nie, ek is wedergebore in die koninkryk van God in. Ek het nie meer die ou bloedlyn nie. I've got a new bloodline. I'm part of the kingdom of God. I'm a son, and you are a daughter of the King of Kings. The bloodline curse has been broken by the blood of Jesus Christ. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar's geen bloedlyn vloed wat kan oorkom as Jesus jou gered het nie. Daar's geen generasie curse nie. God red ons nie halfpad nie, man. Hoe gaan God my red en dan is hier nog goeders wat ingekom het na my redding? God saves you and He sets you free completely. Ja, ek loop met issues na die tyd nog. Ek moet leer om deur die Gees van God gelei te word en dan haal ons baie keer ou goeders. En dan begin ons dit glo. Maar ek moet gaan kyk vir miskien is daar nog sultais. Die sultais is 'n werklikheid. Bloedlynvloeke is 'n werklikheid. Die goed is daar, ek sê nie dit is nie daar nie. Maar toe God jou siel gered het, het God nou red hy jou in stages. Red vandag jou siel en oor 'n maand dan breek ons die bloedlynvloeke en dan bietjie verder daarna gaan ons sultais breek en dan gaan when the sun sets you free, you will be free indeed. En wat beteken wedergebore? Die ou mens is begrawe. Die ou mens met elke vloek en elke siekte en elke ding het ek deur die doop begrawe en ek staan as 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Hoe kan I be a new creation? Verstaan ons nie vanmôre? You've been made new. You are a new creation. Niks van die ou mens is nog deel van jou lewe nou nie, want die Here het dit afgesny deur die bloed van Jesus Christus en deur die kruis van Golgotha het hy elke vloek, elke curse, elke siekte op hom geneem sodat ek vry kan wees. Maar wanneer ek die goed begin glo, hoor, hier moet nog ergens 'n vloek wees op my lewe, dan verklaar jy dat die vyand kan meer doen as wat God reeds gedoen het vir jou. En dan wanneer ek dit verklaar, then I give permission for things to come back. En ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat, ek hoef nie God te huil en so wat en smeek sê, Here, maak my los van die goed. Ek kan net kom en sê, Here, dankie. I receive what you paid for on the cross. Ek vat dit, want dit is myne. Ek word nuut gemaak. Ek voel nie altyd net nie. Maar in die geestesriem, maar ek wil vanmôre vir jou sê, hou op deure soek. Hou op die duiwel soek oral. Hou op, ja, partykeer bly die duiwel saam met jou ook in die huis. Die meisie kon nie met hom of haar getrou nie. Nou nie jy leid maar nie, ja, nou net door. Party ouens kies rarig maar verkeerd. Ek was een van daai ouens. Ek het so 'n ding gehoor. Die man sit in die kerk en toe kom die duiwel in en kom in sy volle vorm in. Lelik en monsterig en almal wil uit die kerk uit behalwe een ou. Almal hardloop uit. Hy bly sit
En iemand vra toe na die tyd, hoekom het jy nie uitgehardloop nie? Hy sê nie, ek is met sy sussie getroud. Ja, ek is gewoon, ek is nie bang vir nie. Maar ons is baie keer so gefokus op die vyand, dat ek nie besef dat die gees van God wat in my is het alreeds die vyand oorwin nie. En ons praat so baie oor die vyand. Weet jy wat die vyand is daar? Maar wat sê God, wat moet ek doen? Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek sy wapenrusting aan. Wat beteken, I need to walk in his righteousness. Ek moet die helm van verlossing hê. Ek moet verlos wees. Ek moet gered wees. Kan ek enige een van daai goed vir myself doen? Nee, dis hoekom dit die wapenrusting van God is. It's something that he gives. Ek kan nie myself in righteousness inbring nie, hy bring my in righteousness in. Ek kan nie myself in verlossing, maar ek kan daarin wandel. After he gives it to me, I can walk in it. Hoor nou vanmôre, die wapenrusting kan ek nie verdien nie, en ek kan dit nie self kry nie, ek kan nie verlossing self kry nie, ek kan nie geregtigheid self kry nie, ek kan nie al die, God gives it, it is his armor that he gives me, and once I receive it, I can walk in it. Then I need to look after it. Dan moet ek seker maak, dit is nog reg in my lewe. Ek moet seker maak, ek wandel in geregtigheid. Ek moet seker maak, ek wandel in verlossing. Ek moet seker maak, ek wandel, Here, in die wil van die Here. So jy kry dit nie uit jouself uit nie, is 'n wapenrusting van God. He gives it, and you walk in it. Maak dit sin vir môre. Maar wie maak daai wapenrusting kragtig? Sy word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Want die vyand is daar. But you need to walk in him. You need to walk in his power. You need, tot die disippels kom, en ek sê dit baie hierdie laaste ruk, en hulle is opgewonde oor die duiwels vir hulle. O Here, ons praat met die duiwels. Hulle sê nie, dit moet nie vir jou blydskap bring nie. Wees bly dat jou saak reg is, dat jou naam geskryf is. Dit is wat belangrik is vir God, is that we walk in him, that we walk with him, dat ons in geregtigheid, die vyand, dit is 'n bysaak. But it's become a focus point on many believers' lives. Ek moet roer die duiwel hier, en ons moet hiervoor bid, en ons moet daar, but we're not led by the Holy Spirit. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat die Gees van die Here sê vanmôre, ek begeer om 'n verhouding te hê met my kinders. Ek begeer dit, dat hulle sal sien, dat ek wat in hulle is groter as hierdie Gees, en daardie Gees, en daardie Gees, en as hulle gaan leer om te luister na my stem, gaan hulle nie hoef bekommerd te wees oor Jezebel nie, want hulle het net bekommerd wees, Here, dat my ore die stem van God nog kan hoor, dat ek nog kan sien, as die Gees van God vir my sê, moenie links gaan nie, dat ek nie by ongeluk links gaan, en vir Jezebel gaan kuier nie. Want sy staan listig op die hoek, en nooi almal gretig wat daar verby gaan. But when you walk in the power of God, you will not enter into the traps of the enemy. En ek vra vanmôre vir jou, waar is jou fokus? Is die vyand daar? Hy is daar. But I don't need to worry about him as long as I walk in obedience under the anointing of God's Holy Spirit. Kan die kerk nie weer die Gees van God begin soek, soos wat hulle behep is oor die vyand nie. Yes, the spiritual realm is daar, die geestelike realm is daar, demone is daar, hierdie goed is 'n werklikheid, en hulle gaan uitgedryf word as dit nodig is. But my focus when I pray for people is not to cast out demons. My focus is to bring a lost soul to Jesus. And whatever needs to be done to get them to Jesus, the Holy Spirit will do. Dit is ons fokus, is om die siel by Jesus uit te kry. Ons met hierdie ou by die Here uitkry, maar ons moet vra dat die Here ons wys wat sy Gees is daar. Dat ons weet om met die ding te, hoekom wil ek met hom praat? That is one thing, Jesus het nie oral met elke liewe duiwel gepraat nie. Wat is jou naam en hoekom is jy hier? En wat, daar was een keer wat hy dit gedoen het, sê, wie is julle? En hulle sê, ons is legio. Maar al die ander kere sien jy dit nie. Hy het vir hulle gebid en die duiwels het hulle verlaat. Jesus het nie
nodig om in 'n gesprek te gaan met demone nie. En ek sien hierdie ding is 'n ding wat kop uitsteek in die kerk. Hulle wil met die vyand onderhoud hê. Waar het jy ingekom? Ek ken nie om waar het jy ingekom nie, ek weet net jy moet uit. Wat gaan dit help as ek weet waar jy ingekom? Gaan dit God se krag beter maak? En we need them to have a touch of God's Holy Spirit. That's all. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek het baie keer nie eens nodig om die hand op iemand te lê nie. As die Gees van God hulle aanraak, sal hulle vry. We need more of God's Holy Spirit power. We need less of ourselves. En my verstand werk, ek weet nie hoe werk elke liewe duiwel nie. Ek ken nie elke duiwel se naam nie. Ek weet nie waar hulle vandaan kom en hoe het hulle ingekom en wat hulle strategie is en al hierdie goed is nie. All I need to know is that I walk in the obedience of the Holy Spirit. Nou as 'n pastoor. Daai keer het ons nodig om die Here te vra. Here, wys vir ons net wat aangaan. Nee, dan doen ek dit deur die leiding van die Heilige Gees en dan openbaar God goed en ons bid op spesifiek. Maar waar begin dit? By die impartation van die Heilige Gees. En as die Gees van God vir my sê, luister, hier is 'n ding, dan nou, ek het nie net gaan loop en goed soek nie. Maar hoeveel van ons, terwyl goed verkeerd gaan in ons lewe, soek oop deure en soek die duiwel hier. Weet jy wat, as jy die duiwel agter elke klip gaan soek, gaan jy hom daar kry. Hy is daar. Maar as jy God gaan soek, gaan jy hom ook oral kry. And when you walk with the Holy Spirit, demons will flee. Hy sê, gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade aandoen. But our focus must be on more of Him. Here, meer van U Gees. Ek soek meer van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die grootste geskenk buite ons redding wat ons kon kry ooit. Sal die Gees van God jou dan ooit verkeerd lei? Sal die Gees van God stil bly in jou lewe as die vyand wil inkom? Daar's nie 'n manier nie. Ek onthou jare terug, ek het dit al getuig, jare terug, was 'n vroutjie in die gemeente en sy het familie gehad in Welkom en Welkom het baie met duiwelaanbidders te doen. Daar was 'n groot goed daai tyd gewees. Ek weet nie nou meer nie, maar daar was 'n hele groep, seker ek weet nie of dit 'n kult is of 'n vergadering duiwelaanbidders nie, wat ook al, maar daar was 'n hele klomp van hulle gewees. En hulle het kwaai op haar lewe getarget. Sy het daar van Armenia toe gekom en ons het 'n bietjie probeer berading doen en al hierdie goed. En eendag na sy my kom sien het, toe sy weg, toe raak ek omgekrap vir die duiwel. En toe sê ek, nee Here, nou is ek nou moeg. Here, ek vra, eenvoudig, ek het nie ure gebid nie, ek dink dit was nie eens 'n minuut lank se gebed nie. Bid ek net, Here, ek bid net dat hierdie werk van die vyand in daardie plek sal geopenbaar kom, dat die werk van die vyand in die lig kan kom, sodat dit nou kan ophou. Dit was my gebed. Daai volgende week, toe word daai hele spul in die lig, en die polisie sluit klomp ouens toe, en hulle kry allerhande lelike goed onder in die goed, en toe kontak mense van daai kant af wat al lank daaroor bid my. Hulle het ergens uitgevind en hulle sê, baie dankie vir jou deel wat jy gebid het. Ek sê, ek het nie eintlik niks gedoen nie, God het alles gedoen. Ek het net 'n moedelose gebed gedoen. En toe kom die volgende vraag, is jy nou nie bekommerd oor wat die res van die duiwelaanbidders gaan doen nie? Nou gaan hulle oor jou goeder stuur en vloeke uitstuur. Ek sê, hoekom moet ek daaroor bekommerd wees? Hy wat in my is groter. Hy sê, die woord van die Here sê, as hulle dit 1 keer stuur, gaan dit 7 keer terug. Op een pad sal dit na my aan toe kom, 7 paaie sal hulle voor my uitvlug. Elke vloek wat na my toe kom, sal 7 keer teruggaan na hulle toe. Hoekom? Omdat hy wat in my is, ek is 'n tempel van die Heilige Gees van God. Dink jy vir een oomblik dat God sal toelaat dat daar 'n vloek kom op die tempel van die Heilige Gees wat in my is? En hierdie liggaam is duur gekoop. Dit behoort nie meer aan my nie. Dit behoort aan hom. Ek is uitverkoop aan die koning van die koning. Hoe sal God dit toelaat dat dit wat aan hom behoort deur die vyand besmet word as ek gehoorsaam is? En ek het vir hulle sê, nee, ek is nie gehoorsaam nie.
En ek het daar niks gekom daarvan nie. Miskien het daar goed gekom, maar ek het nie daarvan geweet nie, want God het dit afgeweer. Hoekom? Want ek het net gefokus om met die Here te loop. Here, ek wil net lief wees vir die Here, ek wil maar net doen met die Here, ek wil net doen wat God wil hê ek moet doen. So I was focused om wat God sê, dan ek het nie daaroor gehoor nie. En weet jy wat, God het my beskerm. Miskien was daar dodelike goed oor my uitgestuur, maar jy sê dit het 7 keer teruggegaan. Is God se woord. Julle sal iets dodeliks opneem en julle sal niks oorkom nie. Weet jy, hulle sal julle gif gee en daar sal niks met jou gebeur nie. Dalk was ek nou, dan moes ek nou volgens hulle al dood gewees het. Ek het 'n ander getuienis gehoor van 'n vrou wat in 'n gebied gebly het, 'n ware getuienis, en sy het vir die Here groot dinge gedoen in daardie gebied, baie gebid, kwaai intercessie, krag van die Here het deur haar gewerk, en hierdie klomp duiwelaanbidders het nie gehou van wat sy mee besig is nie. En hulle, toe een van die ou wat hierdie getuienis vertel, was 'n hoof van die duiwelaanbidders, so hy was boog op gewees, en hulle kom na hom toe, want hy was die een wat vloeke uitgestuur het. En hulle sê, luister, ons wil hê met hierdie vrou iets na te stuur, sy moet sterf. Want sy is besig om, haar gebede is besig om in te meng in dit wat ons wil doen. Sy bring hindernis, en hy begin allerhande rituele, en is nader aan 2 weke, en is nader aan 3 weke, is nader aan 'n maand, en niks van sy goed werk nie. En sy repetisie is op die spel. En hy gaan toe groter, en hierdie vrou bly leef, en sy kom niks oor nie. Sy weet nie eers daarvan nie, so sy gaan net aan, werk vir die Here, bring siele na Jesus toe, bid vir die koninkryk, en dit gaan net goed met haar, sy weet van niks nie. En die volgende oomblik, toe kom hierdie man sy getuienis, hy sê, toe ervaar hy, hier kom die vyand self in sy vertrek in. En die duiwel sê vir hom, God sê, raak my gesalfde nie aan nie, jy moet ophou, anders te gaan God jou lewe eis. En hy skrik so groot, dat hy, maar sy repetisie op die, maar hy het tot bekering gekom hierdie. Op 'n ander plek, was daar 'n klomp jong mense wat in sy gebied kom bedien het, evangelisasie. En terwyl hulle evangelisasie doen, toe hoor hy, hier is iets aan die gang. En hy kom uit en hy storm op hulle af. En die volgende oomblik, toe val hy daar op die grond. Hy sê het soos teen 'n forcefield vasgehardloop. En hy kry 'n ontmoeting met die Here, en hy gee sy hart vir die Here. Hoekom noem ek dit? Hierdie jong mense het nie eens geweet wat aangaan nie. They were just busy worshiping God. Bring the gospel into it. En ons is baie, hulle het nie ge-worry oor die vyand nie, hulle was ge-worry oor Jesus. Hulle wou net Jesus bring. En ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy dalk moet weet hoeveel keer die vyand 'n aanslag op jou lewe gebring het, gaan jy skrik. Maar as jy dit besef, hoeveel keer het God jou al beskerm, en jy weet nie eers daarvan nie. Want jy kan nie die krag van God in jou onderskat nie. Hierdie goed is werklikheid. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, that we are so concerned about what the devil is doing, that I'm not focused on the Holy Spirit. Van hy wat in jou is groter. En ek kom op die einde van my woord vanmôre, en ek vra vanmôre vir jou, kom terug by die plek. Is die vyand besig om te wil verwoes? Ja, hy is. Maar as die gees van God nie vir my sê om oor iets te bid nie, I'm not gonna, dan hoef ek nie daaroor te worry nie, want hy sal dit uitsorteer. Maar hoor jy nog die stem van die Here? Ken jy die Heilige Gees van God op daardie bonatuurlike wyse? Soek jy nog meer van God, sê Here, ek weet hierdie wêreld is in 'n chaos. Ek weet die duiwel is oral, ek weet hierdie goeders gebeur, but I just want more of you. I just want more of your Holy Spirit. I just want to know you more. Ek wil die Gees van God leer ken. Ek wil met die Here wandel. En as ons paadjies kruis, sal ek hom weerstaan. Hoekom kan ek hom weerstaan? Want ek onderwerp my aan God. As ek God se gesag aanvaar in my lewe, moet die vyand my gesag aanvaar wat hy in my geplaas het. If you're not going to listen to God, then the devil will not listen to you. But you walk in obedience, the devil must flee.
Ek wil vanmôre vir jou sê dat ons is gefokus op die verkeerde geestesriem. God roep vanmôre manne en vroue terug en sê, word deur my gees gelei. Kry weer honger vir my gees. Soek my gees eerder. Die probleem is duisternis is maar net die afwesigheid van lig. As die duiwel daar is en bly, wil van die Here sê, wanneer die bose gees uit die mens uitgaan, dan swerf hy oor die waterlose plekke, na afloop van tyd, dan kom hy terug. En as hy die plek mooi skoon en uitgevee vind, dan word niemand bly daar nie. Het is mooi en skoon en uitgevee, but there's nobody home. Dan gaan hy 7 ander wat erger as hy is, en hulle kom en hulle trek daarin, en die einde van daardie man sal erger wees as die begin. Ons wil baie keer ons lewe skoon maak, maar God is nie teenwoordig nie. But when God is in my life, when the devil comes knocking, somebody else is opening the door. Why? Because I'm a temple of the Holy Spirit. Jy is 'n tempel van die Gees van God wat in jou woon. Ek het die woord van die Here vanmôre gebring, soos wat hy op my hart gelê het. En baie van ons sit in storms, omdat ons besig is om deure te soek, en duiwels te soek, en dinge te soek. En ek wil vanmôre vir jou sê, die antwoord lê in soek die Gees van God meer, as wat jy die vyand soek. En as daar deur oop is, sal hy jou dit wys. As daar iets is in jou lewe wat nie hoort nie, sal die Gees van God dit mos vir jou openbaar. Ek en jy moet weer terugkeer na die krag van God se Heilige Gees. Daar is net een Gees wat ek moet soek, en dis die Gees van God in my lewe. Staan op jou voete saam met my. Ek wil net daar waar jy nou is, steek jou hande op en sê vir die Here, Here, ek soek meer van u Gees. Help my om my fokus af te haal van die vyand. Laat ek my fokus op Jesus sal sit, sê Here, ek soek net meer. As daar iets is wat moet regkom, sal die Gees met my daaroor praat. As daar iets is wat verbreek moet word, sal u Gees my lei daarin. Here, ons kom vanmôre en ons vra om vergifnis. As ons meer gefokus was op wat die vyand mee besig is, dat ons nie eers meer kon sien waarmee die Gees van God besig is nie. Help ons om terug te kom by die hart van God. Help ons om weer fokus te hê op die werk van die Heilige Gees. Heilige Gees, kom lei ons. Kom leer ons. En kom help ons om onder die krag en die salwing te staan in die roeping waarvoor God ons geroep het. En as daar deure is wat toegemaak moet word, sal u dit toemaak. Ons sal gehoorsaam wees. As daar dinge is wat ons moet bely, sal ons dit bely, maar deur die openbaring van u Gees. Ons verklaar vandag, Here, dat u kan volkome red, volkome verlos, volkome Heer maak. Here, u het nie halwe werk gedoen nie. U doen volkome werk. En Here, ons verbreek vanmôre elke toegang wat daar mag gewees het van die vyand. En ons sê, Here, kom vat heeltemal oor. Vat my gedagtes, vat my hart, vat my lewe, dat u die enigste een sal wees wat my sal lei. Here, en wanneer u teenwoordig is, sal elke plan van die vyand ook verbreek word in Jesus naam. Daarom gee ek vanmôre, Here, kom in vanmôre. Kom in u volheid, kom in u krag, kom in u heerlikheid. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. Vra die orkes